Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom weer eens by Straatwys. Die Bybel het baie stories en verhale wat gaan oor die woestyn. En dis nie romantiese stories nie, die woestyn is glad nie 'n romantiese plek nie. Dis 'n plek van hitte, dors en isolasie. Dink byvoorbeeld aan Moses en die Israeliete, dink aan Dawid of selfs vir Jesus. Vir hulle was die woestyn nie 'n plek waarin hulle wil gaan nie, maar 'n plek waarin hulle moes gaan. Hoekom? Want die woestyn is 'n groot stroper. In die stad van ons daaglikse lewens dra ons dalk maskers en titels en ons besittings en ons prestasies, maar in die woestyn is jy kaal. Jy vra nie wie jy is op LinkedIn of op Facebook of wat jou bankrekening is nie. Die woestyn vra net, wie is jy as daar niks oor is nie, as dit net jy is. En dit is die Bybelse Koresh, die plek van loutering, waar die kaf van die koring geskei word. En dalk voel jy vandag dat jy in die woestyn is. Maar ek wil jou vandag net so klein bietjie rustig maak en sê, God bou nie paleise in woestyne nie, hy bou mense. Sielkundig gesproke noem ons die woestyn die liminale ruimte, daardie ongemaklike plek tussen wie jy was en wie jy word, 'n hek, 'n deur of 'n brug. Dit is die oomblik na die verlies, na die mislukking of wat jou diepste depressie is. Carl Jung het geglo dat ons skadu self juis in hierdie droë tye na vore kom. In die sielkunde is die woestyn noodsaaklik vir jou om te kan groei, waar jy kan reflekteer. Sonder die droogte sou ons dalk nooit besef het dat ons dalk ons wortels dieper of anders moet grou om water te vind nie. Die angs wat jy in die woestyn voel, is nie 'n teken dat jy besig is om te breek nie. Dis die geluid van jou ou self wat dalk besig is om te kraak, sodat iets nuuts in jou kan ontspring. Die woestyn leer jou resilience, veerkragtigheid, wat jy nooit in die gemak van die oase sou aangeleer het nie. As ons ook na die oosterse wysheid kyk, dan sien ons dat woestyn in daardie wysheid 'n heeltemal 'n ander persepsie het. In die Zen noem hulle dit die sunyata, die vrugbare leegtyd. In die weste sien ons leeg as iets wat gevul moet word, maar in die ooste is leegheid 'n geskenk op sigself. 'n Beker is slegs nuttig wanneer hy leeg is. In die Taoïsme leer hulle ons dat die woestyn die plek is van die wu-wei, om nie te veg teen die vloei nie. In die woestyn kan jy nie teen die sandstorm veg nie, jy moet leer om te buig en plat te lê. Dis die plek waar jy ophou doen en begin wees. Die woestyn leer ons hoe om nederig te wees, want jy is uitgeworpe aan hierdie situasie. So wanneer ons ophou vasklou aan die dinge wat ons dink ons definieer, dan word ons eintlik regtig vry binne in die woestyn. Die stilte van die woestyn is nie die afwesigheid van geraas nie, dis die teenwoordigheid van alles. So bring ons dit na vandag en na die huis toe. Of jy nou in 'n fisiese krisis sit of 'n emosionele droogte beleef, die woestyn is nie jou vyand nie. Dis jou kraamkamer. Bybelse geloof sê, vertrou op die voorsiening. Sielkunde sê, kyk na jou skaduwee. In die oosterse wysheid sê, word stil en los en haal asem. So vandag se uitdaging vir jou is, moenie probeer om so vinnig as moontlik uit jou woestyn uit te hardloop nie. Loop stadiger, kyk wat lê onder die oppervlakte, want die grootste geheim van die woestyn is dat die oase nie 'n plek is waarin jy ry of gaan nie. Dis 'n put wat jy binne in jouself moet ontdek. Die water is reeds daar. Die woestyn help jou verstaan en besef om die sand so klein bietjie weg te skraap wat dit altyd nog bedek het. So mag jy vandag vrede vind in jou droogte, wetende dat die mooiste blomme dikwels na die ergste hitte en droogte in die woestyn begin blom en oopgaan. So ek hoop jy 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap. Mooi loop.